Goeiemôre en baie welkom liewe vriende vanmôre by Uit die Woord Digitaal se Sondag Erediens. Ons is by die laaste Sondag van 2025 en is my baie groot voorreg om ook vandag die woord van die Here met jou te kan deel. Ons wil van ons kant af vir elkeen baie dankie sê wat die afgelope jaar by ons kanaal ingeskakel het, vir ons boodskappe gestuur het, ja selfs vir ons finansiëel ondersteun het, sodat ons met die bedieningswerk vir die Here kon voortgaan. Wat 'n voorreg om dit saam te kon doen as 'n geloofsfamilie. Uit die Woord Digitaal het vanaf ons stigting meer as 1 miljoen mense bereik dwars oor die hele wêreld en ons gee aan die Here daarvoor die eer. Vandag is ook ons 250ste preek wat opgelaai word op die kanaal en jy kan by enige van daardie preke enige tyd inskakel om die woord van God oor verskillende temas te hoor. En my bede is dat die Heilige Gees ook jou hart so sal aanraak, dat jy saam met ons geestelik sal groei en dat sy koninkryk gebou kan word. Ons wil vandag ook baie dankie sê vir ons hele bedieningsspan. Daar is 36 mense wat elke dag saamwerk om die woord van die Here te versprei dwars oor die hele wêreld en om so 'n verskil te maak in die Here se koninkryk. Baie dankie vir elkeen van julle. Dankie vir elkeen se skenking en donasie om ook ons kanaal in stand te hou. Ons eer die Here daarvoor. Die afgelope jaar het daar ongeveer 2000 nuwe mense aangesluit by ons kanaal en jy is ook baie welkom om dit te doen as jy dit nog nie gedoen het nie. Ons wil ook vra dat elkeen wat vandag na hierdie boodskap kyk, vir ons skryf onder die comments afdeling waar jy woon, in watter land jy is en wat hierdie kanaal vir jou beteken. Gaan gooi sommer ook vir ons 'n duimpie daar as jy van ons kanaal hou en so kan YouTube hierdie inligting gebruik om die evangelie van hierdie kanaal en die boodskappe wat ons hier opneem uit te stuur die hele wêreld in. Nou liewe vriende, op hierdie laaste Sondag van die jaar is dit my voorreg om die woord van die Here met jou ook te deel. Mag vanmôre se boodskap vir ons elkeen tot seën wees en kom ons word nou stil voor die Here. Here, baie dankie dat ons vanmôre voor U kan neerbuig, die lewende God van hemel en aarde. Dankie dat ons met groot dankbaarheid vandag kan terugkyk oor 'n jaar wat verby is, waarin U vir ons gelei het, versorg het, geseën het, maar bo-al hoe U deur U woord met elkeen van ons gepraat het. Dankie Here dat U ons geestelik opgebou het hierdie jaar. En ons wil vra dat dit wat ons hierdie jaar kon leer, dat U dit sal gebruik, Here, dat daar vrugte van dankbaarheid in ons lewe na vore sal tree, en dat ons net nog meer vir U kan lewe, en toegewyd kan wees vir U tot eer. Maak nou vanmôre ook ons harte oop vir U woord, en gee vir ons 'n besondere boodskap ook op hierdie mooi dag. In Jesus Christus se naam vra ek dit. Amen. Vriende, kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here, net een vers uit Psalm 16. En dit is Dawid wat die skrywer van hierdie Psalm is, en ons gaan lees vers 5. Ek gaan vir ons 2 vertalings lees, dit is uit die 1983 vertaling, en dan ook uit die 2020 vertaling, dieselfde vers. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang het, kom alles van U af. En dan die 2020 vertaling sê, Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Liewe vriende, ons is vandag by die laaste Sondag van 2025. Agter ons lê maande vol gebeure, goed en sleg. Voor ons lê 'n nuwe onbekende jaar, waarin ons nie weet wat vir ons voorlê of wat gaan gebeur nie, dis 'n onbekende toekoms. En vir sommige van ons was 2025 dalk 'n jaar van groot dankbaarheid, van vreugde, van blydskap, van seëninge en van groei.
Vir ander van ons was 2025 dalk 'n jaar van baie groot hartseer en armoede en siekte en elende. Miskien was dit dalk 'n mengelmoes van al hierdie dinge in sommige mense se lewens. Op so 'n oomblik soos hierdie, op die laaste Sondag van die jaar, vra die Here se woord nie eers aan ons, wat het ons hierdie jaar bereik nie, maar gaan vra die Here se woord aan ons, waaruit en vir wie het jy gelewe? Dawid kom en getuig vir ons in Psalm 16 vir wie hy gelewe het en elke dag ook lewe. Here, U is my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Hy kom bely, Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek het en wat ek ontvang het, kom alles van U af. En dit is hoe elke kind van die Here ook elke dag behoort te lewe. Hierdie vers 5, begin met een woord, en dit is die woord Here. Voor Dawid iets sê oor sy erfdeel, en oor die lot wat die Here in sy lewe bepaal, noem hy eers die naam van die Here. En dit is veral belangrik, veral wanneer ons hierdie laaste Sondag van die jaar vier. Ons kyk terug na 'n jaar wat dalk nie altyd vir ons verstaanbaar was nie. Daar was dae wat ons dalk nie antwoorde gehad het op moeilike vrae in ons lewe nie. Daar was dalk dae waar ons gevoel het, ons gebede onbeantwoord gebly het. Of daar was dalk dae wat vreemd en selfs donker vir ons gevoel het. Maar vandag bely ons, die Here was daar in 2025. Elke uur, elke minuut en elke sekonde. Hy het saam met ons gestap tot hiertoe. In Jesus Christus het God nie net oor ons gewaak nie, maar hy het onder ons kom woon. En daarom, toe ons Kersfees gevier het, het ons ook gevier dat Jesus Christus Immanuel was, God met ons. Selfs wanneer ons hom nie gesien het in 2025 nie, was hy daar en het hy ons gedra. Selfs wanneer ons geloof dalk baie swak was hy getrou. Ja, selfs toe ons geval het hier in 2025, het hy ons laat opstaan. En wanneer die jaar eindig, liewe vriende, dan val daar baie dinge in 'n mens se lewe weg. Beplannings wat nie uitgewerk het nie, ideale wat dalk nie bereik is nie, verwagtings wat nie vervul is nie, en dinge waarop ons staat gemaak het, wat heeltemal verander het. En juis nou, kom vra Psalm 16 vers 5 vir ons, wat is jou erfdeel aan die einde van die jaar? Dawid sê nie, Here, hierdie was my erfdeel nie, my besittings, my geld was my erfdeel nie, maar hy kom sê, Here, U is my erfdeel. En dit beteken, as ek en jy sukses in 2025 gehad het, was dit genade. As ons verlies beleef het, was God daar om ons te vertroos. As alles wou wankel, het God my bygestaan, my vasgehou en my deurgedra. In Christus het ons 'n erfdeel wat nie vergaan nie, liewe vriende. Die Here sal nie toelaat dat enige iets of iemand ons uit sy hand uitruk nie, sê Johannes 10 vers 28 en 29. En niks kan jou skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Romeine hoofstuk 8. Nie ouderdom nie, nie siekte nie, nie armoede of swaar kry nie, selfs nie eers die dood nie. Jy behoort aan God en jy is in sy hande. Aan die einde van 'n jaar kan ons met dankbaarheid bely, U was my lewe deur hierdie jaar. Dawid sê, U is my beker, ook in vers 5.
Die beker van hierdie jaar was dalk nie vir almal dieselfde nie. Vir sommige was dit dalk 'n beker van oorvloed. Vir ander was dit dalk 'n beker van groot armoede, siekte en elende. Dit was dalk vir ander 'n beker van trane en lyding. Vir baie 'n beker wat dalk beide vervat het. Maar die belydenis bly, dit was uit God se hand. Ja, ons Here Jesus Christus het ook die bitter beker van lyding moes drink, net voor sy kruisiging, sodat geen beker wat ons vandag ontvang, ooit leeg van God se teenwoordigheid kan wees nie. En daarom kan ons aan die einde van die jaar sê, liewe vriende, selfs in my pyn was ek nie sonder God nie. Selfs in my lyding en in my hartseer en my trane was ek nie van God verlate gewees nie. Selfs in my moeilikste dae was ek onder God se sorg. En al het ek nie al die antwoorde in 2025 gehad nie, weet ek, God bepaal my lot. God is in beheer van my lewe en daarom vind ek rus in hom. Wanneer 'n nuwe jaar naderkom, liewe vriende, leef daar ook by ons maar 'n onsekerheid in die hart. Want ons weet nie wat voorlê in 2026 nie. Wat as daar dinge is wat dalk gaan erger word in ons lewe? Wat gaan gebeur as dinge dalk swaarder word in my lewe? Wat as ek dit dalk nie maak nie? En dan kom Psalm 16 vers 5 en hy kom antwoord vir ons, nie dat dit maklike dae gaan wees in die toekoms nie, maar hy kom met 'n belofte wat sê, God se soewereiniteit en almag sê, U is in beheer. God bepaal my lot. Maak nie saak wat gebeur in my lewe nie. God se plan loop altyd uit op lewe, die ewige lewe. Hy sal jou lei. Hy sal jou dra die onbekende toekoms in, sodat jy op die paaie moet loop waarop hy beplan het vir jou om te loop. Liewe vriende, op hierdie laaste Sondag van die jaar, vra die Here nie van ons 'n verslag van ons prestasies van 2025 nie, maar 'n belydenis van vertroue in hom vandag en ook in die toekoms. Kom ons bely vandag met geloofsvertroue soos wat Dawid bely het. Here, U is my erfdeel, my beker. U bepaal my lot. Die kalender gaan binnekort verander. Die jaartal gaan aanskuif. Die jare kom en gaan. Maar Jesus Christus bly vandag en môre en tot in ewigheid dieselfde. Hy was jou lewe hierdie jaar wat verby is. Hy was jou lewe en is jou lewe vandag. Hy sal jou lewe wees ook in die nuwe jaar wat voorlê. En daarom kan ons met vrymoedigheid hierdie nuwe jaar ingaan met hierdie belydenis op ons harte of op ons lippe en in ons harte. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Nou met 'n boodskap soos hierdie kan ek en jy met geloofsverwagting en met vertroue en hoop die toekoms ingaan, want ons weet, Jesus is reeds daar. Hy's vandag by my, hy's môre by my, hy's in die nuwe jaar by my en tot aan die einde van my lewe. Kom ons gee aan die Here die eer vandag vir 'n wonderlike jaar wat verby is, goed of sleg, en ons dank hom vir wie hy is, dat hy ons tot hiertoe gebring het en dat hy ook in die toekoms by ons sal wees en net die beste vir ons in ons lewe wil gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre 'n kosbare boodskap uit U hand kon ontvang. En dat U woord so helder en duidelik is, die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet. Dankie Here dat U ons gebring het tot hiertoe, dat U deur 2025 by ons was, ons gelei het, versorg het en in ons harte gewerk het. Ons kyk uit met geloofsverwagting na 'n nuwe jaar. Lei vir ons, o Here, op die pad wat U wil hê ons moet gaan. Oorspoel ons met U seëninge, met U genade en liefde, en laat U genade elke dag vir ons genoeg wees, dat ons lewens U kan verheerlik.
In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen. Vriende, dankie dat u by ons ingeskakel het vandag. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. En as die Here wil, sien ons mekaar op Nuwejaarsdag, die 1 Januarie, met ons nuwejaarsdiens. 'n Geseënde dag vir jou.